As ons met ons daaglikse lewe antwoord op die genade van Jesus Christus aan ons, moet ons onsself as lewende en heilige offers aan die Here gee. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons gedagtes nuut maak, sodat ons God se wil vir ons lewe al beter kan verstaan. Op hierdie pad moet ons liefde opreg wees, en ons voorbeeld is die liefde van die Here Jesus. Hy het homself verander, ook vir ons tot in die dood gegee. As daar oor die Christelike lewe gepraat word, sê Romeine 12 vers 13 dat gelowiges die medegelowiges moet help en hulle toelê op gasvryheid. As ons van die nood van 'n medegelowige bewus word, sê ons maklik dat ons vir die mens sal bid. Gebed is baie nodig, maar gebed kan ook 'n manier wees om afstand tussen jou en die nood van die mens te kry. Dikwels word die beloofde gebed nie eers gedoen nie, en was dit net 'n maklike manier om weg te kom. Die gelowiges in die tyd van die Nuwe Testament was so ernstig oor gasvryheid, dat hulle selfs by hulle huise kamers aangebou het om vreemdelinge gasvryheid te kan ontvang. In 3 Johannes 1 vers 5 tot 8 word die kerkleier Gaius geprys, omdat hy gelowig is wat die evangelie verkondig by hom ontvang het. Hebreërs 13 vers 1 tot 2 praat ook oor gasvryheid en sê dat sommige gelowiges, sonder dat hulle dit geweet het, engele gehuisves het. Gasvryheid is vandag vir ons baie moeilik, want dis ongerief en ekstra werk, ekstra uitgawes, en ons privaatheid is vir ons baie belangrik. In Matteus 25 vers 31 tot 46 word oor die laaste oordeel gepraat, en dan word spesifiek oor gasvryheid gepraat, of ons die vreemdelinge gehuisves en versorg het, asof dit Jesus self was wat voor ons gestaan het. Hoe leef jy jou verlossing en liefde vir die Here teenoor die gelowige wat jy nie ken nie? Kan hy of sy Christus in jou optrede sien?